In vandag se les gaan ons nou nog 'n bietjie verder met ons bestudering van die reguitlyn en in vandag se les gaan ons nou kyk na die afsnitte. Die afsnitte van 'n reguitlyn. Nou wat beteken die afsnitte van 'n reguitlyn? Wat is die afsnitte? Die afsnitte is die punte waar die reguitlyn die asse sny. En daai punte word afsnitte genoem. So kom ons kyk 'n bietjie, as ons kyk na ons kartesiese vlak, dan het julle nou gesien, ons het ons kartesiese vlak met ons x-as en ons y-as. Dis reg. En as julle nou mooi sal onthou, het ek vir julle gesê in die vorige lesie, op my y-as is my x oral gelyk aan 0. Op my x-as is my y oral gelyk aan 0. En onthou ons kartesiese vlak het mos is middelpunt, die oorsprong wat die punt 0, 0 is. Nou kom ons kyk net gou-gou, dat ek net gou my assies bietjie punt. Goed, so as ons nou kyk na ons kartesiese vlak, dan beteken dit enige plek waar die as die reguitlyn die as sny, kry ons 'n afsnit. So as ons byvoorbeeld kyk na 'n lyn wat hier geteken word, kom ek teken nou sommer net 'n spesifieke lyn, dan kan ons kyk na 'n lyn wat hier geteken is op ons kartesiese vlak, dan gaan ons kan sien die punt waar hy die x-as sny, met ander woorde, hierdie punt is waar hy die x-as sny. Dit word my x-as afsnit genoem, want dit is die punt waar hy deur die as gaan, waar hy die punt sny. As ons kyk na hierdie punt hier, noem ons dit ons y-as afsnit, want dit is waar my reguitlyn grafiek my y-as sny. Nou sal julle mos mooi onthou, ek het vir julle gesê, orals op my x-as is my y gelyk aan 0. Met ander woorde, dit is baie, baie belangrik. Orals op my x-as is my y gelyk aan 0. So, hierdie x-as afsnit kan ons skryf as die punt -2 en 0. Nou net so het ons mos gesê, orals op my y-as is my x-ie gelyk aan 0. So dit beteken hierdie punt is die punt 0 en 4, want my x-waarde is 0. As ons nou hierdie ding van die afsnitte mooi verstaan, kan ons kyk na ons tweede metode om die grafiek van 'n reguitlyn te teken. En die tweede metode noem ons die dubbelafsnit metode. Met ander woorde, dit beteken ons moet ons x-as afsnit bepaal en ons moet ons y-as afsnit bepaal. Goed, so die vraag kan nou wees, gebruik die dubbelafsnitmetode en skets die grafieke van die volgende lineêre grafieke. As ons byvoorbeeld kyk na die eerste voorbeeld van 'n lineêre grafiek, dan kan ek sê y is gelyk aan x minus 1 en hulle vra vir my om die dubbelafsnitmetode te skets, om te gebruik en die grafiek te skets. Nou, hoe werk die dubbelafsnitmetode? Die dubbelafsnitmetode moet ons in die eerste plek ons x-as afsnit bepaal. Want onthou, ons dubbelafsnitmetode gaan oor my x-as afsnit en my y-as afsnit. Nou, julle sal onthou, ons het gesê, orals op my x-as is my y-waarde 0. So die oomblik as ons x-as afsnit wil bepaal, gaan ons y gelyk aan 0 maak.
Wat is ons vergelyking? Ons vergelyking is y is gelyk aan x minus 1. Nou as ons y 0 moet maak, dan beteken dit ons gaan in y se plek 'n 0 moet instel. Met ander woorde, ons gaan hier in y se plekkie 'n 0 stel. So ek kry 0 is gelyk aan x minus 1. Nou wil ons vir x oplos, so ons wil vir x alleen hê, met ander woorde, daai minus 1 gaan oor, om vir x alleen te kry, so ons kry 1 is gelyk aan x. Met ander woorde, ek kan daarom ook skryf dat x gelyk is aan 1. Dit wil sê, my x as afsnit gaan ek skryf in sy koördinaatpaar, wat baie belangrik is. My koördinaatpaar is met ander woorde die punt 1 en 0. Nou die tweede afsnit wat ons mos nou moet kry is ons y as afsnit. Nou net soos wat julle sal onthou dat ek gesê het op my x-as is my y altyd 0, het ons mos gesê op ons y-as is ons x altyd 0. So ons stel vir x gelyk aan 0 as ons y as afsnit moet bepaal. Met ander woorde, jou y as afsnitjie gaan jy altyd x gelyk aan 0 stel. Dit beteken as ek my vergelyking het y is gelyk aan x minus 1, dan beteken dit ek moet hierdie x gelyk aan 0 in my x se plek instel. Ek kry dan die vergelyking y is gelyk aan 0 minus 1 en dit sê vir my y is gelyk aan minus 1. As ek nou my koördinaatpaar skryf wat baie belangrik is, dan is my koördinaatpaar die punt 0 en minus 1. So as ek nou hierdie grafiek moet teken, dan gaan ek hierdie koördinaatpare van my gebruik en ek gaan dit so op my asstelsel teken. Onthou, op my kartesiese vlak het ek my x-as en my y-as. Op my x-as is y altyd gelyk aan 0, op my y-as is x altyd gelyk aan 0. En dit is hoe ons afsnitte bepaal op 'n kartesiese vlak van 'n reguit lyn. My oorsprong is altyd die punt 0, 0. Ek het my afmerkingkies, positief regs, negatief links, positief gaan boontoe, positief bo, negatief onder. Goed, so as ons nou gaan kyk na ons x-as afsnit, ons x-as afsnit is die punt 1 en 0. So dis daai punt wat daar is. Want op my x-as sny die grafiek by die punt 1 en 0. My y-as se grafiek is die punt 0 en min 1. Met ander woorde, dis hierdie min 1 punt op my y-as. Nou het ek my twee afsnitte en onthou, ons benodig net 2 punte om 'n reguit lyn te teken. Nou kan ons daai 2 punte verbind en dan is ons sketsie geteken. Ons praat dan van hierdie metode as ons dubbelafsnit metode om 'n skets te teken. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld, is nog steeds ons dubbelafsnit metode wat ons gebruik. Ons het y is gelyk aan 3x plus 6. Nou onthou, ons het gesê ons gaan in die eerste plek ons x as afsnit bepaal. Hoe bepaal ons x as afsnit? Ons bepaal ons x as afsnit deur y gelyk aan 0 te stel. Goed, nou gaan ek kry, my vergelyking is y is gelyk aan 3x plus
6. As ek nou y gelyk aan 0 stel, dan beteken dit ek moet daai 0 in y se plek instel, so ek kry 0 is gelyk aan 3x plus 6. Ek wil x oplos, so ek moet hom alleen kry. Ek gaan met ander woorde my 3x kan ek links vat, dan word hy minus 3x is gelyk aan 6. Nou moet ek x alleen kry, so ek gaan deel deur minus 3, wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry my vergelyking is x is gelyk aan 6 gedeel deur minus 3 is minus 2. Dit wil sê my koördinaatpaar is die punt min 2 en 0. My x as afsnit is dus die punt min 2 en 0. My tweede ding wat ek moet bepaal is my y as afsnit. Nou wat onthou jy nou weer van jou y as afsnit? Dis reg, orals op my y as is x gelyk aan 0, so ek moet x gelyk aan 0 stel. As ek kry y is gelyk aan 3x plus 6, dan beteken dit ek moet hierdie x gelyk aan 0 in x se plek instel. So ek kry y is gelyk aan 3 maal 0 plus 6, en dit gee vir my 'n antwoord dat y gelyk is aan 6. My koördinaatpaar is dus die punt 0, want onthou x is 0 en my y-waarde is 6. Hierdie is met ander woorde my x as afsnit, en hierdie een is my y as afsnit. Wat ek wil hê julle moet by hierdie voorbeeld raak sien, is dat my y as afsnit is dieselfde as hierdie waardetjie wat hier staan. Goed, so kom ons teken ons grafiekie. As ons nou kyk na ons grafiek, ons het 'n x as afsnit van min 2 en 0 en 'n y as afsnit van 0 en 6. Kom ons gaan teken ons punt min 2 en 0. Ons punt min 2 en 0 is die afsnit op my x-as. Die punt 0 en 6 is my afsnit op my y-as. So as ek daai twee punte met mekaar verbind, dan kry ek my reguit lyn grafiek. Die ou end is hierdie dubbelafsnit metode, die metode wat 'n mens die meeste gaan gebruik om 'n reguit lyn te teken. So, dit is die metode wat julle matriek end uit ook gaan gebruik. Kom ons doen nog een voorbeeld saam en dan kan julle julle huiswerk doen. As ons kyk na ons derde voorbeeldjie, dan kry ons byvoorbeeld na y is gelyk aan minus x plus 2. Nou kom ons kyk, die eerste plek kry ons x as afsnit. Hoe kry ons nou weer ons x as afsnit? Dis reg, ons stel y gelyk aan 0. As my vergelyking is y is gelyk aan minus x plus 2, dan beteken dit ek moet hierdie y gelyk aan 0 in y se plek gaan instel. Met ander woorde, ek kry 0 is gelyk aan minus x plus 2. Ek wil vir x oplos, met ander woorde, my x gaan oor die lyn, onthou die oomblik as hy oor die is gelyk aan gaan, althans my x gaan oor die is gelyk aan, onthou die oomblik as hy oor die is gelyk aan gaan, verander sy teken, so ek kry my waarde is x is gelyk aan 2. Nou skryf ek my koördinaatpaar, my x-waarde is 2, x kom ons altyd die eerste in my geordende getallepaar, en my y-koördinaat kom
tweede. Nou het ek my x-as afsnit is die punt 2 en 0. My volgende een wat ek moet uitwerk is my y-as afsnit. Nou as ek kyk na my y-as afsnit, dan moet ek mos nou weer wat doen? Dis reg, ek moet vir x gelyk aan 0 stel. So ek kry y is gelyk aan minus x plus 2, so dit beteken ek moet hierdie x gelyk aan 0 in my vergelyking gaan instel. So ek kry y is gelyk aan minus 0 plus 2, 0 is mos nou nie positief of negatief nie, bly 0 met ander woorde y is gelyk aan 2. Nou kry ek my y as afsnit is met ander woorde die koördinaatpaar 0 en 2. As ek hierdie sketsie nou gaan teken, dan het ek my x-as en my y-as. Ek het my x-as en my y-as en ek gaan net gou my punte op hom inteken. Goed, so kom ons kyk, waar is my x-as afsnit? My x-as afsnit is die punt 2 en 0. Wat is my y-as afsnit? My y-as afsnit is die punt 0 en 2. Onthou, ek het net 2 punte nodig om 'n reguit lyn te teken, en as ek nou hierdie 2 punte met mekaar verbind, dan gaan ek sien, dit is my reguit lyn. Dit is dan die lesie rondom die afsnitte en die dubbelafsnitmetode vir die skets van 'n reguit lyn. Jy kan hierdie lesie nou inoefen deur jou huiswerk mooi te voltooi. Ek hoop jy geniet die huiswerk en dat jy die les ook geniet het.